situasie te hanteer, en die Here loop met ons op pad, en ons moet leer om situasies te hanteer. Maar ons wil deel met julle oor die beginsel van bevryding. En wat beteken bevryding basies? Bevryding beteken dat ek en jy het vasgevang geraak deur 'n leuen. En net soos hierdie jong ouetjie, jy praat oor iets, maar jy senuweeagtig en jy het 'n feit wat verkeerd is. En baie keer uit ons raamwerke van verwysing, soos wat ek en jy groot geword het ons 'n feit, ons het 'n sekere ding wat ons op 'n sekere manier toepas of doen of dink, en dan is dit net verkeerd. Nou die dag is daar iemand by my en die BMW kry 'n papwiel. Nou, ek het nog altyd Mercedes gery. Ek vat 'n uur lank om die gereedskap te vind, om die wiel los te maak, om die wiel om te ruil. En in die boekie sê hulle nie dis bo agter teen die kattebak vas nie. En as gevolg van my onkunde loop ek 'n uur in my tyd mors. En toe ek uitvind waar die spaarwiel sit of waar die gereedskap sit, 5 minute is die wiel omgeruil. En baie van ons kry swaar in die lewe. En Hosea beskryf dit mooi en hy sê, God sê, my volk, hy beskryf dit as 'n profeet, gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hy sê, omdat julle die priesterlike volk kennis deur persoonlike ondervinding verwerp het. En baie keer dink ons 'n ding uit, en dis ons manier van dink. En die Here kom en hy sê, jy het bevryding nodig van jou manier van dink. En dis die basis van wat ek met julle wil deel. Ek wil dit lees vir julle uit Paulus se skrywe in Efesiërs, as in Efesiërs 4 sê, vers 23. Kom hy en hy sê, word geheel en al geherprogrammeer in julle harte. Die basis hier is dat hy sê, word geheel en al geherprogrammeer in julle denke. Maar nou, as ek terugdink aan wat het gebeur in die tuin van Eden, dink so bietjie aan die tuin van Eden. God is 'n bevel, God het 'n bevel aan Adam en Eva gegee, die Geeswoord heers, en die leenaar kom en hy bring 'n leuen, en toe hulle die leuen neem, en die leuen glo, toe word die Heilige Gees, wat deur die gees van die mens en beheer van die mens is, onttroon, en jou intellek word gekroon. En hy neem die troon van jou lewe in. En nou sê Spreuke, die Engels stel dit mooi, as a man thinketh in his heart, so is he. En nou dink ek nie soos wat God beplan het dat ek moet dink nie, want ek dink deur die leenaar. En daarom sê Romeine 3:23, ons het almal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En daardie woord sondig, het ek en jy gedink is, ek rook, ek slaap rond, ek drink, ek vloek. Daardie woord sonde in die Grieks is hamartia, en beteken om die merk te mis. Maar dit beteken meer as dit. Dit beteken om 'n verkeerde kursus te volg. Jy swat jouself kus, en aan die einde van die dag kom jy, en jou kursus beteken niks. Dit beteken om 'n pad te volg, waarvan die einde 'n koelde sak is. Ek is nêrens heen op pad. En die Here kom en hy sê, ek wil nie hê jy moet 'n pad loop wat 'n koelde sak is nie. Want Romeine 3:23 sê, ons het almal gesondig, 'n verkeerde kursus gevolg, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daardie woord in die Grieks is doxa. Dit ontbreek ons aan God se opinie van ons in Jesus Christus. God weet wat hy ons gemaak het. Ek en jy is 'n beelddraer van hom, maar ek en jy weet dit nie. En daarom kom die leenaar, en hy laat ons soos wurms rondloop, dat ons hele verhouding met die Here is. Ag Here, hier's ek weer, hier's die arme sondaar weer, Here, ag, hier's die arme wurm weer, selfe probleem as gister, selfe gebed as gister, Here, selfe moeilikheid. En nou kan ek nie in vrymoedigheid instap, volgens die nuwe verbond in Hebreërs 10, waar die Here sê dat ek kan instap op 'n nuwe en 'n lewende weg, deur die geskeurde voorhangsel heen, wat praat van die liggaam van die Here, in die teenwoordigheid van God, en 'n verhouding hê met 'n lewende God. My verhouding met die Here is Sondag deur my predikant. Ons het gedink die Katolieke stelsel was sleg, maar nou is ons Sondag deur die predikant of deur die pastoor. Die ergste is nog die Most Holy Reverend. Jy sien hoe het ek 'n verhouding met die Here deur hierdie persoon. En God het dit nie so beplan nie.
God het die mens gemaak, Adam en Eva, om in waarheid met hom te wandel in die tuin en 'n verhouding met hom te hê. En bevryding beteken nie, jy sit vandag hier en ons gaan 100 duiwels uit jou uitdryf. Daar is mense wat oopmaak vir demoniese magte, ja. Ons skryf wat ons noem demoniese oppressie. Jesus beleef dit in die woestyn, die vyand kom versoek hom. En almal van ons beleef dit, die vyand kom versoek jou. Dan kry jy demoniese obsessie. Jy het 'n obsessiewe gedagte. Al wie jy dink, is hierdie girly tydskrifte. As jou oë oop gaan, my maat. En jy kan nie van daardie gedagte wegkom, of geld te maak. Of jy het 'n obsessiewe gedagte, om 'n ou te kry wat jou ingedoen het. Jy gaan hom terugkry. Jy gaan sy tande uitslaan. Jy gaan hom seer kry. Jy gaan hom seer maak, hy gaan seer kry as jy met hom klaar is. En dan kry ons demoniese possessie. Dis mense wat die duiwel begin dien, wat met spiritisme deurmekaar is. Maar ons gaan nie daarby stil staan nie. Ons gaan staan by die leuen aspek van 'n obsessie in jou denke, 'n obsessie in 'n sekere area. En een van die eerste obsessies wat ons mee gedeel het, en dis wat hulle mee gedeel het oor hierdie tyd, wat Ellen mee gedeel het, is die wet van die vryspraak. Dat ek en jy moet besef, ek en jy was 'n sondaar, en ek wil dit inbrand in jou. Kolossense 1 vers 13 sê, die Here het jou verlos uit die mag van die duisternis, en jou oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Vers 14, en wie hy verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Nou hoor mooi wat hy sê, jy was in die koninkryk van duisternis, hy het jou oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Jy was 'n sondaar, jy's nou 'n kind van God. As jy op jou knie gaan om te bid, sê nie, Here, hier's die sondaar weer nie. Jy was 'n sondaar. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy sê, ja maar, jy weet 'n ou maak nog goed verkeerd. Ek sal nou daaraan raak. Dis waar. Daarom moet jy geherprogrammeer word. Word in geheel en al geherprogrammeer in julle denke. Ons gaan die ou floppy disk uithaal. My vrou was lamprecht. Toe trou ek met haar. Toe word sy Norden. As ek en sy 'n fight het, dan word sy nie weer lamprecht nie. Miskien is party van julle kwaad word vir jou vrou. Jy weet, en sy was van Sail, dan sê, hey, van Sail. Nou, jy weet, as jy so maak, beteken dit nie sy is van Sail. As ek vir my vrou sê lamprecht, dan sê nie lamprecht nie. Sy is met my getroud. Die trousertifikaat sê so. Sy is my vrou. Nou, ek is 'n kind van God. Ek is verlos uit die mag van die duisternis. Ek is oorgebring in 'n nuwe koninkryk. Dit beteken 'n area waar 'n nuwe koning in beheer is. Peer sê, jy is nou nie meer een van die witperd manne nie. Jy was. Maar die witperd gaan vir jou sê, kom terug. Hy gaan vir jou sê, kom weer. Want hy wil jou weer vasbind. As die vyand Adam en Eva in die tuin kon mislei, wil hy jou weer mislei. Hy het vir Adam en Eva gesê, jong, as julle van hierdie boom eet, gaan julle wees soos God. Hulle was in die beeld van God geskape. Hulle was sy beelddraers. Die letterlike Hebreëus sê, spieelbeelddraer van die Here. Maar die vyand kom en hy lieg vir jou. Hy sê, as jy soontoe gaan na die witperdmanne toe, jy weet die manne met die kanne in die hande. Hy sê, dis die oplossing vir alles wat jy nodig het. En dis 'n leuen. En ek en jy moet kom by die waarheid. En daarom moet ons geherprogrammeer word. Ek moet loskom van die leuen. Nou is ek in die koninkryk van die seun van sy liefde. Maar 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om my sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Nou daardie woord vergewe in 1 Johannes 1 vers 9 is 'n verhoudingswoord. My vrou is lamprecht gewees, nou sy Norden. As ek en sy beklei, dan sê Jesaja 59 vers 2, hy sê dat daar 'n muur van skeiding tussen jou en God is. Nou is daar 'n muur van skeiding tussen ek en my vrou. Miskien nie met julle manne nie, maar in die begin, dan slaap sy op daai kant van die bed en ek op daai kant van die bed. Dan traai jy haar met jou groot toon so by 11 uur. Kyk jy of sy reageer, jy weet. Kyk jy of Marvel nader lê, jy weet. Eintlik wil jy sê, hey, sê jammer man, ek wil by jou, ek wil jou vashou. Maar sy sê nie jammer nie, nou lê jy dikbek op die kant van die bed. En jy dink jou dikbek gaan haar verander. Verander haar nie.
Jy sien, God, die meerdere, het na jou en my die mindere toe gekom. En as jy dink jou vrou het gefouteer, moet jy na haar toe gaan. Dis die beginsel van restituisie. Nou, die oomblik as ek 1 Johannes 1:9 toepas, hy sê, as ek my sonde bely, hy is getrou, dit maak jou soms ontrou. Hy is regverdig, dit maak jou soms onregverdig. Maar hy is getrou en regverdig om jou sonde te vergewe. Dis 'n verhoudingswoord. En van alle ongeregtigheid te reinig. So die oomblik wat jy sê, jammer Here, is die muur tussen julle weg. As jy so uitreik na ma toe, vandat ek die vryspraak ontdek het, en ek en ma sit vas, ek is 21 jaar getroud hierdie jaar. As jy sê, jy sit nie vas met jou vrou nie, dan sê ek, jy praat of nie met haar nie, of jy is lankal geskei, jy weet dit nog net nie. Maar nou gaan ek na haar toe en sê ek van, jong, ons het nou opstroppeles gehad, ons het nou 'n probleem gehad. Kom ons praat die saak uit. Kom ons maak reg. En jy sien, ek wil hê dat julle hierdie beginsel moet verstaan. Ek wil dit vir julle lees in die Amplified Bible uit Jakobus. Jakobus James in die Amplified Bible sê iets baie mooi. Ek lees dit uit die Amplified Bible want hy amplify hom. Jakobus 5 vers 16. Confess to one another therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses. As iemand jou afronteer, hy sê bely dit teenoor mekaar, veral by ma, your offenses, and pray for one another that ye may be healed. Baie mense, omdat hulle nie hierdie goed wat hulle afronteer, hanteer, word siek. En as hulle dit hanteer, net tussen jou en mammy, sê jy vind dat gesondheid in jou huis inkom, tussen jou en jou kinders. Maar jy gee jou kind nie 'n kans om met jou te praat nie. Jy skreeu jou kind dood. Jou kind kry nie kans om sy kant te stel nie. Die gevolg is jou kind leer, hy moet, as hy sê, iets wil doen, moet hy rebelleer teen pa. In 1 Samuel 15:23 sê, rebellie is soos die sonde van heksery. Nou rebelleer jou kind, nou kan jy nie verstaan, hoekom jou kind dag gaan rook nie. Nou kan jy nie verstaan, hoekom jou kind tablette pop nie. Maar jou kind is in rebellie. En jy, as ouer, het die kind laat rebelleer, omdat jy hom nie, hy moet sy rebellie bely, maar jy as sy autoriteitsfiguur het hom nie met liefde hanteer nie. En dis die vernuwing wat ek en jy moet deurmaak. Nou kom ons by, net terug na 1 Korintiërs af, Kolossense 1 vers 13. Hy het my verlos uit die mag van die duisternis, my oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ek vergifnis het van die sonde, in wie ek vergifnis het, deur sy bloed, naamlik, in wie ek verlossing het, althans deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Daardie woord vergifnis, in die Grieks, is die uitwissing van jou sonde. So God kyk na jou en hy sê, dit wat skeiding gemaak het tussen jou en my, uit die verlede, uit die hede, uit die toekoms, is uitgewis, totaal. Nou het ek en jy 'n verhouding. Ek het jou dier gekoop, ek het jou gemaak, en ek het jou gaan terugkoop, jy's nou myne. Nou het ek 'n verhouding met jou. Maar as jy nou iets verkeerd doen, maak dit reg. Stel dit reg, anders dan bly daar 'n muur tussen ons. En as daar 'n muur tussen ons bly, gaan jy nou rebelleer. En as jy gaan rebelleer, dan vat die vyand jou. Dan mors hy met jou, dan vee hy met jou die vloer. En as jy weer kyk, sit jy deur 'n egskeiding, of jy sit met 'n drankprobleem, of jy sit met een of ander verslawing, of 'n buiteegtelike verhouding, of al drie. En dis wat die Here hiervan praat. Ek wil teruggaan na Efesiërs 4, vers 24. Vers 23 het gesê, word geheel en al geherprogrammeer in julle denke. Op die manier beklee julle julleself met die nuwe identiteit. Ek lees 'n letterlike uiteensetting van die versie. Van 'n mens geskape na die gelykenis van God. Dit is waaroor geregtigheid en heiligheid gaan. As ek my denke vernuwe, nou kry ek 'n geregtigheidsstand voor die Here volgens sy woord. Dis waaroor geregtigheid en heiligheid gaan. Hierdie konsep van heiligheid wil ek hê julle moet verstaan. Eendag sê die Here vir my, jy verstaan nie wat dit is om heilig te wees nie. Ek sê, ja Here, ek verstaan.
1 Petrus 1 vers 16. Wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Nou in 'n mens se verhouding met die Here, praat die Heilige Gees in jou gees met jou gees. Jy leer die stem van die Here ken na mate jy groei. Daarom bly ons by die bewoord, want die Here praat met my deur sy woord. En ek ervaar die Heilige Gees sê vir my, praat heilig terug met my. Hoekom sê jy is heilig? Ek sê Here, ek is heilig want ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek slaap nie rond nie, ek hou nie slegte geselskap nie. Hy sê, maar praat dit terug met my. Ek sê Here, U is heilig want U rook nie, drink nie, vloek nie, slaap nie rond nie, U hou nie slegte geselskap nie. En onmiddellik besef ek verstaan nie heilig wees nie. Sien, die woord heilig, het ek en jy gedink is die ou tannie wat met die Bybel onder die arm loop en die bolla, en niks make-up nie. Want dit altyd gesê, die oorbelle is die stibeels van die duiwel wat die vrouens blootsry, jy weet. En nou dra sy nie oorbelle en sy dra ook nie make-up nie, want jy weet, jy moenie verleidelik wees nie. 'n Party van hulle kan doen met 'n bietjie make-up. Nou, kom ons terug by die beginsel. Wat is heilig? Heilig is die Griekse woord hagios. En dit beteken, ons Engelse woord holy, to be made whole, om heel gemaak te word. Nou trou twee mense, en al twee is nie heel nie, hulle is so. Nou skreeu jy vir jou vrou, maak toe. Nou hang jou vreugde af van wat jou vrou vir jou doen. Maar sy is onvervuld. Nou skreeu sy, maak toe. Nou kom maak jy toe. Maar nou sê, hey, wat van my? En soos die boer se vrou nou in die Vrystaat vir my sê, toe ek nou die week af was, sy sê, hoekom, wat seks betref, hoekom wil die mans altyd meer hê as wat die vrouens wil gee? Nou jy sien, dis 'n aktuele probleem. Jy weet, nou kom 'n ou en sê, jy weet, ou Abraham, jy weet, dalk met 'n oue bywyf aanhou, Salomo, David, jy weet, daai manne was in. Maar 'n ou dink Salomo was in, weet jy, sy vrouens het hom mislei, en die woord wys nêrens waar Salomo berou gehad het nie. Waar Salomo teruggekeer het na die Here toe nie. Ons kom dus met ons eie oplossing, en ons sê, maar ek gaan dit op my manier oplos. Die Here kom en hy sê, as ek my denke nuut maak, op die manier kry ek 'n geregtigheidsstand, en op die manier word ek heel. As ek nie waarheid het nie, kan ek nie heel word nie. Net waarheid maak my heel. Dan sê hy in vers 26, werp af die kleed van leuns. So bevryding het hier te doen met, ons wil 'n leuen van jou afgooi. Watter leuen hou jy aan vas? Watter leuen hou jy aan vas in jou lewe? Ek het aan baie leuns vasgehou, maar ek het gesweer dis die waarheid, want my pa sê so. Ek weet nie wie my ouderdomsgroep is nie, maar ek sê jou terugvat na sekere waarheid. Ons het op skool gehad 'n chef klub en 'n Ford klub, my maat. En as jou pa 'n Ford ry, is jy in die Ford klub. Jy wil met die chef klub niks te doen hê. Dis die slegste kar op die mark. En ons was in die natte en die sappe. En die natte voeder die sappe, en die sappe voeder die natte. En jy het jou politieke party. En jy het jou kar. En jy het jou manier hoe jy dinge doen. En dis hoe dit is. En daar's geen ander waarheid nie. Hoekom stem jy soos jou pa? Ek weet nie, my pa het so gemaak. Hoekom maak jy so nie, my oupa het ook so gemaak? Wat is tradisie? Hierdie dogter van die skaapbout, en sy sny die twee punte af, en sit hulle bo op mekaar, sit hulle in die oond. En haar dogter sê, mamma, wat maak mamma nou? Sê nee, ek maak die skaapbout gaar. Sê, hoekom maak jy so? Nee, ek weet nie. Ouma het my so geleer. Kom by ouma, sê, ouma, hoekom jy die kante afgesny, en bo op die skaapbout gesit, en in die oond gesit? Sê, nee, ek weet nie. Ouma Grootjie het my so geleer. Kom by ouma Grootjie, sê ouma Grootjie, hoekom jy die kante van die skaapbout afgesny en bo op gesit? O, sê, my oond was te klein. Nou ek en jy maak iets. In die kerk ook, ons maak iets. Ons het 'n manier waarop ons dit doen. En ons doen dit so, want ons het almal dit so gedoen.
En jy weet, baie keer dink ons so snaaks is die seentjie, en dit het regtig gebeur. Die dominee stap in, nou kom hy so halfpad in die kansel af, nou bid hy voor hy opgaan. En die seentjie sê, hard in die kerk, maar so hard dat die mense dit kan hoor in 'n fluisterstem. Mamma, as hy nou al moeg is, hoe gaan hy nog preek? Jy sien, ons het baie keer 'n manier waarop ons iets doen. Ek vat hier nog een. Ek is onder in Durban, ons lei 'n moslem na die Here toe. Die moslem kom en sê, na watter kerk toe moet ons gaan? Sê nee, jy moet bid, en jy moet nou vra. Hy sê, maar daar is mos baie kerke. Sê ja, maar jy moet nou bid. Jy's nou 'n Christen. Hy sê, maar watter kerk moet ons voor versigtig wees? Ek sê nee, jy vra die Here. Hy sê, maar jong, toe Petrus Jesus verraai het die hoenderhaan gekraai. Ek dink ons moet wegbly by daai kerk met die hoenderhaan op. En vir 'n oomblik dink ek, hoekom het ons nie 'n eend op die kerk gesit nie? Jy sien, nou sê, hoekom het ons 'n hoender? Kan jy my antwoord, hoekom is 'n hoender op die kerk? Ons weet nie. Jy sien, ons baie goed wat ek en jy doen, wat ons dink reg is, en ons is nie reg nie. En dis daarvan wat ons bevryding nodig het. Hy sê, werp af die kleed van leuns. Laat elke mens die waarheid spreek tot sy medemens. As iets my afronteer, dan kom ek, en ek moet dit uitpraat met my vrou. Want as dit uitpraat, dan sê 1 Johannes 1:7, as ek in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dan het ons onongebroke fellowship met mekaar. En die bloed van Jesus hou ons gereinig van sonde in elke vorm en manifestasie. Die vyand wil net hê daar moet 'n leuen wees, want dan kry hy jou vas. Daarom sê die Here, gooi die kleed van leuns af, weier om 'n leuen te aanvaar. Wat sê die woord? Kom, ek noem julle 'n interessante ding. En ons praat van bevryding. Hierdie man en die vrou sit met 'n probleem in die huwelik. Hierdie man hou daarvan om aan sy vrou se borste te vat. Sy hou nie daarvan nie. Hulle sê, kom ons gaan na die woord toe. Die woord sê vir die man, verlustig jou in jou vrou se borste. Sy sê, as dit woord is, gaan ek jou toelaat. Nou plaat dit my nie meer nie, want dis die waarheid van God se woord. Ek sien hulle sorteer die probleem uit, maar die woord sê, man, sê julle met julle vrouens lief hê. Sy sê, weet jy wil net aan hulle vat sonder om aan my te vat. Dit pla my. Hy sê, goed, as dit so is, wil ek eers aan jou vat. Jy sien, is nie net my kant nie. Waarheid sny albei kante toe. Waarheid beteken nie net, ek soek waarheid vir my nie. Ek gaan waarheid saai, dan kan ek waarheid maai. En in elke situasie, as man en vrou kan gaan stil sit en sê, Here, wat sê u woord? Hoe doen ons dit? En ek deel, terwyl ek in hierdie aspek raak, want ons raak aan 'n sensitiewe aspek. Terwyl ek aan die aspek raak, hoor wat sê die Hooglied van Salomo, maar ek lees uit die Amplified Bible, 2:15. Salomo, baie wysheid hier, baie romantiese gedeelte in die woord. Hy kom en hy sê, my heart was touched, and I fervently sang to him my desire. Dit sê van die bruid, dat sê vir die bruidegom moet sê, dis my behoefte. Ek sit met vrouens en sê ek, vertel jy jou man wat jou behoefte is? Nee, hy moet weet. Ek sê, waaruit moet hy weet? Uit die Gully tydskrifte uit? Waar het hy geleer? Uit Playboy of uit Zonk? En ek weet nie wie Zonk lees nie, maar erns het ek en jy geleer. Het ons geleer uit vuilgrappe by die skool? Dit wat God mooi bedoel het, is ons verdraai. En van daai ding moet ons vrykom. Want die Here het nie bedoel dat byvoorbeeld die intieme verhouding tussen 'n man en 'n vrou 'n straf moet wees nie. Dat jou vrou net haar plig moet nakom nie. Die Here het bedoel dat albei dit moet geniet. Nou, as die vrou haarself nie gereedelik vir die man wil gee nie, dan is die man nie besig om haar gereedelik te koester nie. Kan ek 'n radikale stelling maak? Troetel eers voor jy vroetel. Hoor wat ek sê? Jy sê, dis dan regheid. Dis soos God dit bedoel het.
Jou kop wil net vroetel. Sy soek troetel. En ons mans is so. Maar nou kom ons en sê, Here, help my met waarheid. Ek moet vrykom. Ek moet vrykom van 'n leuen in my denke. In die tydskrifte op die mark, wie sit agter dit? Hy wil hê jy moet aan die leuen vashou. Hy wil hê jy moet dink dis baie beter by die escort meisie as by jou vrou. Dis wat die duiwel wil hê. Want hy wil die huwelik opbreek. Hy wil die eenheid van die huis opbreek. As hy die huis kan opbreek, breek hy die kerk op. En as hy die kerk kan opbreek, voor ek en jy weet, dan is dit nie net Vrydag nie, maar Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrydag, Donderdag, Vrydag is die mossies op die televisie. As die kerk nie gaan opstaan nie, en die kerk kan nie opstaan op wat die kerk dink nie. Die kerk kan alleen opstaan op 'n geherprogrammeerde konsep van waarheid. My denke vervang. Sê Here, ek hang geen nie om hoe ek voel nie. Die regverdige Habakuk 2:4 leef deur geloof. U woord sê dit, en as u woord dit sê, kan ek dit doen. Ek kan dit doen. Ek kan waaragtig 'n man wees vir my vrou. My kinders kan sien wat liefde is tussen 'n man en 'n vrou. Ek het hoeveel jong mense wat kom en sê, ons wil nie trou nie. So net saam bly. Ek sê, hoekom? Sê, dit het nooit gewerk by my pa nie. Hy sê, en dit wat gewerk het, was die hele tyd spanning. Pa wat vir ma byt en ma wat dikmond sit of andersom. En God het regtig nie bedoel dat dit so moet wees nie. Daardie kinders moet in so 'n geborgde atmosfeer van liefde wees, dat hulle sê, weet jy, dis so wonderlik tussen ma en pa. Dit moet wonderlik wees om getroud te wees. Want ek sien altyd, hoe mooi is pa met ma. En dank die Here was eers te mooi met ons. Die meerdere met die mindere. Hy sê, werp af die kleed van leuns. Laat elke mens die waarheid spreek tot sy medemens. En weet jy, ons spreek nie die waarheid met mekaar nie. Ons gaan sit nie stil nie. Ek wil dit 'n bietjie verder vat. Jou vrou maak vir jou gebakte eiers. Die telefoon lui. Nou brand die eiers so 'n bietjie hard aan die kant. Jy kom en jy sê, wat is dit wat jy vir my gee? Sy het haar hart in die eiers uitgestort. Al wat jy sien is die harde kante. Sy sien die hardheid van jou hart teenoor haar hart. Sy hoor nie. Sy hoor nie as jy sê, "Hi my liefie, ek hou daarvan dat dit sag is, het iets gebeur." "Hi, weet jy my man, as jy net 'n bietjie wag, ek het ongelukkig die telefoon geantwoord, kom ek haal hom nou van die mik af." Jy kom by die huis en sy sê, "Het jy brood gekoop?" Jy sê, "Dink jy ek werk? Of wat dink jy maak ek? Dis mos jou werk om brood te koop." Al wat sy gevra het is, "Het jy brood gekoop?" Jy sien, ons is nie bereid om stil te sit en net mooi met mekaar te praat in liefde en in waarheid. Hy gaan aan en hy sê, ons is verwant aan mekaar soos die verskillende dele van dieselfde liggaam. Nou as jy 'n koppie misvat en die koppie koffie val op die mat, vat jy die 4-pond hamer en sê, "Hand, jy het my gedrop." Maar jy sien, nou maak ons van, ons is deel van dieselfde liggaam. En jou vrou en kinders, jou familie, ek kan verder gaan, is die naaste aan jou. Ons doen dit met ons liggaam, maar jy sal nie met jou hand doen nie. En ek kan nie kom en iets aanval nie. Miskien uit die manier waarop ek optree, tree my maat verkeerd op. Nou sê ek, as my maat verander, sal ek verander. Hoekom word ek nie die antwoord in die huis nie? En betoon haar liefde, dan kan die Here deur my liefde haar verander. Jy sê, maar dis moeilik. Romeine 5:5 sê, God het sy liefde in jou hart uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan jou gegee het. God het gekom, en hy het in jou en my met liefde kom optel. Hy het nie gekom en gesê, klomp sondaars, stuur die lot hel toe nie. Klaar met hulle. Dank God dat hy dit nie gedoen het nie. Dank God toe hulle die vrou in egbreek vang. Gooi haar nie met 'n klip nie, want hy is al regverdige wat 'n klip kon gooi. Hy sê, ek vergewe jou, gaan en sondig nie meer nie. Dis vryspraak. En as ek en jy die vryspraak beoefen, gaan ons die vrug van vryspraak geniet. Want Galasiërs 6:7 sê, God laat hom nie bespot nie. Net wat jy saai, dit sal jy maai. En die Here kom en hy saai in jou en my vryspraak. Ek en jy kan vryspreek.
Vers 26, Efesiërs 4. Moenie deur toorn in sonde verstrik word nie. Moenie toelaat dat enige irritasie of wrok, ek lees letterlik hier, veroorsaak dat die son in jou lewe sak nie. Hy sê, as jy kwaad word, hy sê, kan sonde jou vasvang. As jy sê, maar 'n man word kwaad. Ek kan kwaad word, maar ek moet ook weer vryspreek. Daarom sê die woord, word toornig, maar moenie sondig. Moenie nadat jy kwaad geword het, die verkeerde kursus gaan volg nie. Ek kom by mense, dan is hulle jare getroud, ou mense, 40 jaar getroud. Dan sê ek, oom, hoe gaan met die tannie? Ek weet nie. So kan oom nie weet, ek 2 weke laas vandag gepraat. Ek soek hom nie, sê nee man. Jy weet, sy nou die oggend met haar eier so hard gemaak, en toe ek met haar praat toe, sy sê vir my, jy is ook nooit tevrede nie. Nou los ek haar. In plaas dat ek gaan stil sit, sy arms om haar sit en sê, liefie, ek sit so waardeer as jy die eiers my sag maak. Weet jy, dis net so sag soos jy. Huh? Dis 'n ander reaksie. Dis 'n manier waarop ek iets kan hanteer. Maar ek en jy, ons soek altyd eie geregtigheid. Onthou, vernuwing van die denke, dis waaroor geregtigheid en heiligheid gaan. Nie eie geregtigheid nie, God se manier van dinge doen. Geregtigheid kan jy inskryf, is God se manier van dinge doen. Nie my manier of jou manier van dinge doen nie. Hy gaan dan en hy sê, moenie deur toorn en sonde verstrik word nie, moenie toelaat dat enige irritasie of wrok veroorsaak, dat die son in jou lewe sak nie. Hy sê, duisternis kom nou in. Hoe kom duisternis in? Wanneer die leuen inkom. Toe Adam en Eva sondig, of na die verkeerde raad luister, toe verloor hulle die tuin en hulle verhouding. Jy verloor die tuin van die lewe, as jy nie geherprogrammeer word nie. Jy mag vra, wat bedoel ek by die tuin van die lewe? Romeine, of Johannes 10 vers 10 sê, die dief het gekom om te steel en te verwoes en dood te maak. Maar Jesus sê, ek het gekom om jou lewe en oorvloed te gee. Nou, oorvloedige lewe, sê die verklarende woordeboek, is oorvloedig in kwantiteit en superieur in kwaliteit. So God kom om vir jou en my te sê, ek wil die tuin vir jou teruggee. Die tuin van vreugde. En die tuin van vreugde is deel van die vrug van die Gees. Wat is die vrug van die Gees? Liefde. Wat se liefde? Agape. Dis 'n liefde wat van sigself opofferend is. Wat is die tweede vrug van die Gees? Blydskap. Om bly te wees. Vreugdevol te wees. Die derde vrug van die Gees is vrede. Vrede beteken man, dit beteken nie man, ek het vrede met hierdie ding nie. Vrede beteken ek het rus. As ander ouens hulle ratte strip, dan strip jy nie jou ratte nie. En jy weet, baie keer as ek my ratte strip ek hulle verkeerd. Ek bly in Pretoria, en 'n koningin Wilhelmina, as jy opgaan, hy loop so skuins op na Waterkloof toe. Ry 'n ou op en nou by die verkeerslig stil, hier kom 'n jong ouetjie aangegryp. Stop hy daar. Maar hy's oor die streep en hy's 'n trierad en bietjie agtertoe. Nou wag hy net. Woem, woem, wys vir die ou, kom ons daais. Maar hierdie perd haal nie sy kar uit trierad uit nie. Toe die lig groen word, toe trap hy hom. Man, hy slaat 3 karre agtertoe. En dis wat ek en jy baie keer doen. Ons is so selfgeregverdig. Met sulke woema, dan mors ons als op. Daai ou sal nie maklik weer daais nie. Vers 27 sê in Efesiërs 4, as ek 'n wrok toelaat, of 'n irritasie, hy sê, dit is 'n ideale vasdrapplek vir die duiwel. Nou jy en vrou lief 'n misverstand. En nou wil jy nie eers sê jy is jammer nie. Jy sê, maar is haar skuld. Hy het eers gesê, God, hy is jammer, en hy het geen skuld gehad nie. Nou sê die duiwel, ek het 'n vasdrapplek. Hy sê, hier gaan ek staan. My maat, hier gaan ek my regering inbring. En hierdie huis is dit nag. En nou kom jy by die werk, en jou sekretaresse sê, goeiemôre meneer. Jy dink, jeeg, is my vrou net so sy is. En dan sê jy, wat maak jy vanmiddag? Sê, nee, niks nie. Wil jy nie, kom eet saam met my. Ja meneer, dan gaan sy saam met jou eet. Voor jy kyk is jou hart by jou sekretaresse.
En nou het jy moeilikheid. En dit gebeur baie maklik. Die vyand soek net 'n vasdraplek. Die woord gaan aan en hy sê vir ons 'n vers in Efesiërs 5. Efesiërs 5. Ek wil lees hierso uit my Afrikaanse Bybel. Efesiërs 5 vers 1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Weet jy wat sê die letterlike Grieks hier? Omdat julle kinders van sy liefde is julle geroep om God te volg soos julle toelaat dat liefde julle lewens regeer. Soos julle toelaat dat liefde julle lewens regeer. Ek gaan 'n oombliekie nou neem hier. Want baie van ons verstaan nie liefde nie. Ons sukkel om liefde te verstaan. God het name. 'n Naam beteken iets. Nou, ons ou boere in Suid-Afrika was baie vas aan name. Die tyd met die eeufeesviering het hulle meisiekies Eufesia genoem. Die ergste was as hulle meisiekie Monumentina genoem het en sy het 'n gewigsprobleem gehad. Nou ons hou van patriotiese name. My vrou se pa was so patrioties. Hy wou 'n seun gehad het wat hy Jeremia wou noem. Nou is my vrou Katarina Maria Jeremelda in plaas van Jeremia. Sê ek die ou patriotiese mense. En baie keer het ons swaar gedra aan daardie naam. Maar in die Ou Testament het 'n naam karakter beteken. En ek wil net iets van God se liefde aan jou en my oordra. Die eerste naam van God wat ek met julle wil deel is Elohim. Uit Exodus 15. Dit beteken die sterk een, maar meer as net die sterk een. Die sterk een wat 'n verbond met jou en my sluit. Nou gewoonlik het volke wat swak was met 'n sterk volk 'n verbond kom sluit. Dan moes die arm volk of die swak volk die sterk volk dien en die sterk volk moes die swak volk beskerm. Maar nou kom God, Elohim, die sterk God en hy sluit 'n verbond met jou en my. En hy sê kom volg my en ek sal jou beskerm. Ek is die sterk een. Die ander naam van God is El Elyon. En dit beteken die allerhoogste God. Of die letterlike vertaling uit Jesaja 14 vers 13 en 14 beteken die sterkste sterk een. Hy sê dan mag ander ouens wees, maar hierdie is die sterkste sterk een. Dan kom hy en hy sê ook sy naam is El Roi. En dit beteken uit Genesis 16 vers 13 die sterk een wat sien. Hy sê ek is 'n sterk een wat 'n verbond met jou sluit, die swakkere. Maar van die sterkes is ek die sterkste sterk een. En ek sien sterk. Ek sien jou situasie. Ek sien waar jy swaar kry. Ek sien wat met jou aangaan. En ek gee vir jou om. Ek wil iets daaromtrent doen. Ek wil kom en jou kom red. Dan is die vierde naam wat ek met julle wil deel, El Shaddai. En dit beteken die almagtige God, of letterlik die sterk een wat meer is as genoeg. Hy kom en hy sê, ek is die sterk een wat met jou 'n verbond sluit. Maar van die sterkstes is ek die sterkste sterk een. Ek sien sterk en ek is meer as genoeg. Letterlik shad in Hebreëus beteken bors. Hy sê ek het 'n breë bors. Kom lê teen my bors. Weet jy dat meeste mans sukkel om liefde te betoon, want hulle nooit liefde geken nie. Nooit liefde geken nie. Baie keer stap ek in gemeentes na ervaring wat ek gehad het, wat ek met julle sal deel, en ek sit my arms net om groot mans, dan huil hulle soos kinders. Ek ken nie liefde nie. Weet nie hoe om sy vrou vas te hou nie, weet nie hoe om sy kinders vas te hou nie. Jy sit van julle, jy weet nie hoe om jou dogter op jou skoot te laat sit en haar kop op jou bors te lê nie. Jy weet nie wat liefde is nie. Jy het nie liefde geken nie. Nou hy kom en hy sê, ek is die breëborstige een. Daardie woord beteken ook, ek is die veelborstige een. Hy sê, ek het genoeg voeding vir almal. En hierdie is so kosbaar. Want jy sien, die basis van verwerping gaan terug na die tuin van Eden. Die vyand is verwerp. Hoe is die vyand verwerp? Die vyand is verwerp in die hemel. En
Omdat hy verwerp is, het hy gekom om verwerping te projekteer. En ek wil net die konsep van verwerping deel. Want dis die ergste wond wat ek en jy as mens ooit kan ervaar. Ek wil aspekte aansny van verwerping. Jy's verkeerde geslag. Jy gebore is het jou pa 'n dogter gesoek. Ek sit met soveel vrouens wat butch is. Dis die manlike in die lesbiese verhouding. Het pa 'n seun gesoek. En sy het probeer om haar pa te bevredig om 'n seun te wees. Jy sien, as jy nie liefde ontvang het nie, help jy nie jou dogter om dogter te wees nie. Jy help nie jou seun om seun te wees nie. Want jy het 'n gebrek aan erkenning van identiteit. En nou is jy manshow. En nou wil jou kinders jou tevrede stel en hulle draai skeef uit. God, toe hy Adam gemaak het, en dit klink spottenderwyse so, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. En daar kom perversiteit in. Maar hoekom kom perversiteit in? Ons ken nie liefde nie. En dit kom baie keer van 'n harde pa af. Eendag raas ek met my dogter, en sy staan so en ek sê nou, sy sê as pappa so hard praat, word ek bang. En ek dink by myself, ek wil nie my kind bang maak nie. Ek sê kom sit hier, kom vertel vir my. Sy sê pappa, ek weet ek doen goed verkeerd. Maar as pappa met my mooi praat, of my 'n pak slaag gee, dan verstaan ek. Maar as pappa so hard is, en ek besef nie, as jy groot is en jy's 'n man, jou dogtertjie is so klein, is jy hierdie reus oor haar. En jy praat met hierdie, wat het jy nou gemaak? Hoekom het jy dit gedoen? Ek gaan jou voeter. En wat sê Jakobus 1? As jy gaan lees in vers 20, hy sê die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af. Kom sit hier. Wat jy gedoen het was verkeerd. Die woord sê, Hebreërs, ek kan nie die aanhaling onthou, die vader wat sy seun liefhet, tugtig hom. Kom hierso, wat jy gedoen het is verkeerd. Pappa is baie lief vir jou, maar gaan jou moet 'n pak slaag gee. Jy sien, die pak slaag is reg. Spreuke sê, you will take the reed-like rod and strike the child and not kill him, but deliver his soul from hell. Jy moet pak slaag hê, met 'n lat, nie met 'n plat hand nie. Hierdie is jou liefdesinstrument. Jy slaat die kind met 'n lat, nie met jou hand nie. Klap ook nie 'n kind nie. Dis verkeerd. Eendag my seun geklap. Hom gaan stil sit en gesê, my seun, wat pappa gedoen het, is verkeerd in die oë van die Here. Hy sê, ja pappa, maar ek het dit verdien. Ek sê, jy het nie verdien dat ek jou klap nie. Kan jy pappa vergewe? Ek en my seun het 'n fenominale verhouding, want ons ken restituisie. My seun ken die feit dat ek kan kom en sê, pappa het 'n fout gemaak. Ek wil vir jou vra, pappa, kan jy vir jou kind sê jy het 'n fout gemaak? Jy sien, as jy nie vir jou kind kan sê jy het 'n fout gemaak nie, sê jou kind, die foute word nie geduld nie. Jy kan hulle maar maak, maar dit word nie geduld nie. Want jy sê, maak soos ek sê, nie soos ek maak nie. En as ons nie liefde ken nie, is ons konsep van liefde verdraai. Ontydig gebore. Jy wil nie 'n kind hê nie. Toe ek in die bediening kom, het ons 'n groot ou gehad. En julle sal sien hier op die kamp, is dalk snaaks, die manne druk mekaar. Hoekom? Ons deel broederlike liefde. En in die klas sê ons, wie wil nie gedruk word nie? Nou sê ek, as jy my vrou moet my nie eens druk nie, kry claustrofobia. Daar begin sy vrou huil. Toe ons stil sit met hom, sy ma het hom verwag, maar pa het vir ma gesê, jy raak nie pregnant nie, asof hy geen aandeel het daaraan nie. Hier raak sy verwagtend. En hy sê vir haar, as jy verwag, sorg jy die kind aborteer. Hierdie vrou is so bang vir haar man, dat sy 2 breinaalde vat en probeer om die kind te aborteer. Van daai kind gebore is as baba, stoot hy weg. Niemand met die kind vas en hy skreeu bloumoord. Groot man is, nog dieselfde. Ons deel met hom, want die Here wys dit in 'n gesig. Hy gaan na sy ma toe, hy sê, ma, wat het gebeur toe ma 3 maande verwagtend was? Daar begin sy ma huil. Breek. Sê ek het jou probeer aborteer.
Hy sê, ma, die Here het dit vir ons gewys. Ek wil ma vergewe. Sy ma vra hom om vergifnis. Daai ou het die teddybeer van die klas geword. Hy's vandag groot man, voltydse bediening. 110 kilogram. Man, hy's die liefde self. Dra die hart van God oor. Sy vrou, sy sê van daai dag af was hulle weer op honeymoon vir die eerste keer. Hy wil nie net sy daad, sy seksuele behoefte bevredig hê nie. Hy kan haar koester. Want hy het geleer. Maar toe hy verwerp is, kon hy dit nie ervaar nie. Jy sien, ons kan verwerping beleef van ma, pa, van albei ouers. Verwerping beleef van man en vrou, van broers en susters. Dat jou ouers is meer lief vir jou broer. Want hier of sussie word gebore, en jy word op sy geskuif. As jy twee kinders sien wat mekaar afknou, my laaitjie is amper 4. Ons soek hom, ons kry hom nêrens nie. Jy gaan ons uit in die straat, ons soek hom. En dan kry ons hom hier onder die bed, het hy sy sussie se bottel. Want jy sien, sussie het in die huis gekom. Haai, is sussie nie pragtig nie, en almal pamperlang vir sussie. En nou wil hy weer baba word met die bottel, dat hy ook gepamperlam kan word. Hy moet nou weer doek dra, maak sy bed nat. Kom by huise, dan sy jong seuns van 16, wat 'n bed nat maak. Dan sê ek, pa, het jy al ooit hierdie ouetjie vasgehou? Is onseker. Val hy weer terug na kinderjare. Hê my lief, sien my raak. Want, kyk wat sy aandag kry kleintjie. 'n Mens is 'n liefdeswese. God se, as jy die boek in een woord mis opsom, God is liefde. Sonder liefde, ek gee nie om hoe groot jy is nie. Dis iets wat vir my 'n verleentheid was. En ek sien, in die Joy tydskrif spot hulle met my. Hulle noem my the weeping prophet. Bevoorreg om my getuienis daarin te hê. Maar dis omdat, nadat God my hart gevou het, partykeer kyk ek na mans, en dan sien ek die gebrokenheid van hulle lewe, die leegheid van hulle lewe, en ek ervaar waar ek was. Wys die Here my mense se harte. En dis daardie aspek van God, van jou lewe wat God wil totaal nuut maak. Miskien was jy nie die oulikste van die kinders nie. Verwerping van ander kinders. In jou familie, jou ander boeties en sissies jy op sy geskuif. Want jy was dalk nie so talentvol nie. Nou wat is verwerping? Dis 'n opsetlike veragting of 'n minagting. Dis 'n afknou. Dis om bitsig behandel te word. Dis konstante afbrekende woorde. Konstante afbrekende woorde. Man, jou pa vir jou sê, jy sommer 'n washout, jy sal nêrens kom in die lewe, nooit. Niks kan jy doen wat reg is. Spreuke 18:21 sê, lewe en dood is nie mag van die tong. Dis dood. Hebreërs 1:3 sê God, dra alles deur die woord van sy krag. Jou pa moet jou identiteit gee. Jou ma gee jou liefde. Jy sal nooit hoor, 'n ouetjie sê op skool, my ma is sterker as jou ma nie. Sê my pa is jou pa fiks. 'n Ou se pa is jou identiteit. Ek onthou as ek saam my pa in die trok ry en ek se laaitjie. My pa het altyd so gesit sy bestuur. Dan check ek hom en maak ek ook so. Kyk ek of ek lyk soos hy in die spieël. Net lyk met my pa. En ou moenie aan my pa vat. Ou kan iets sê, iets anders, maar moenie aan my pa vat. Dis jou identiteit. Miskien is jy gespot oor jou herkoms. Jou voete, jou hare. Ek het deur hel gegaan op skool. Ek kom uit 'n Joodse Engelse agtergrond. Toe word ek in 'n Afrikaanse skool gesit. Dis deur hel. Hulle sê vir my voorouers, die Jode was boerevernekers. En hulle sê die Engelse het die boere hardheid in die 3-jarige boereoorlog gegee. Elke pouse moes ek fight, omdat my voorouders, hulle voorouders hardheid gegee. Miskien is jy gespot oor jou voete, jou oë, jou hare, jou neus, jou lengte. Jy weet, soos die ou sê van die Zambië. Hy sê, man, I dig those grey, crazy dark glasses. Hy sê, them is not my dark glasses, them is my nostrils. Miskien is jy gespot oor jou pa se werk. Ek onthou het ons ouens uitgetrek. Toe ek op skool was, as sy pa die nagkar bestuur het.
Oor, dalk is jou ouers oor die kleerlyn. Oor swak prestasie op skool. Waar kom verwerping vandaan? Verwerping kom van Satan direk. Ek het nie tyd om dit te gaan lees nie, maar lees Jesaja 14 van vers 10 tot 16. Waar dit praat van Satan wat verwerp is. Satan, sê die woord hier, was verlief op homself. Verlief op sy eie skoonheid. En as gevolg van trotsheid en selfgesentreerdheid manifesteer rebellie. En hy word uit die hemel uitgegooi. In Jesaja 14 sal jy die 5 ekke sien. Die 5 ek wils. Ek wil, ek wil. En dan gaan lees Esegiel 28 van vers 12 tot 19. Dit sê van Satan, van sy helderheid, sy perfekte fisiese vorm, simmetries was hy perfek, in elke aspek mooi, asemrowend mooi, sê die woord. Hy was 'n gerub wat beskit. 'n Gerub is die hoogste kwaliteit engel. Van die 3 hoofengele, Lucifer, Gabriel, Michael, was hy die hoof van die engele. En hy word uit die hemel uitgegooi. Nou kom hy en Openbaring 12:9 noem hom Satan, die slang, die draak. En hy's verwerp, nou wil hy dit op jou projekteer. Hy wil vir jou sê, jy's verwerplik. En ek en jy is God se oogappel. Toe die Here daardie aspek in my herstel, my dogtertjie van kleins af al, dan kom staan sy so voor my regop, dan sê sy, papa, ek is mos jou piesangappeloog, nee. My kinders is seker in wie hulle is in die Here. Hulle is seker in wie hulle is in hulle self. Maar dit was nie so, voordat ek nie kon seker wees in wie ek was. En jy sien, hoe kry ek daardie sekuriteit? En ek wil afsluit in die volgende 5 minute. As hier buite 2 motors staan, Volkswagen, en hier staan een van hierdie nuwe 600 reeks BMW, en ek sê vir jou, jy kan kies. Enige een van die 2, jy vat hom. Hoekom kies ek en jy die Mercedes? Al hou jy nie van Mercedes nie, jy sal hom gaan verkoop, want hy verkoop vir 1 miljoen. Die Volkswagen kan jy optel vir so 10.000 rand. Sy vergelyk glad nie. Die waarde finansieel bepaal die waarde van die motor. God sê, as jy gaan lees in 1 Petrus 1, van vers 18, ek kon jou nie koop met silwer of met goud nie. Jy was te duur. Ek moes jou koop met die kosbare bloed van my seun. Dit beteken dat op jou staan baie meer werd as silwer of as goud of as edelgesteentes. Op jou staan oorspronklike, net een van sy soort. Jy dink Picasso het oorspronklik is. Jy dink dis duur. Jy's duur. Net een van jou soort. Al die goud van die wêreld kan jou nie koop nie. God moes jou koop met sy bloed. Dit beteken ek kan regop staan. Ek is waardevol. Jy sê maar, ek is nie so fris of so aantreklik so en so. Maak nie saak nie. Ek is ek. Paul Yonggi Cho sê, hy wou so graag soos Oral Roberts wees. Toe eendag toe praat die Here met hom en sê, ek wil nie 'n tweede Oral Roberts hê nie. Die eerste een het my genoeg moeilikheid gegee. Hoekom wees jy nie 'n eerste Yonggi Cho nie? Dis net so klein mannetjie. Ek het hom verlede jaar ontmoet. 'n Goddelike man met 'n gemeente van amper 1 miljoen. Want hy het gesê, ek gaan ontdek wie ek in Jesus Christus is. Ek wil dit saamvat. 'n Verhaal wat ek altyd op die kampe deel uit my eie lewe. Ek het nie liefde verstaan nie. Omdat ek nie in 'n liefdehuis groot geword het nie. My pa se naam was Plonkie, ons het hom so genoem. My oupa was Pipa, my ouma Mima. Ons het nooit mekaar genoem pa, ma, mekaar nooit gedruk nie. Ons het mekaar altyd met die hand gegroet. Toe is my seentjie gebore, hy lê 15 minute oud daar. My vrou sê, soen jou seun. Ek sê, ek my seun soen, hy gaan homoseksueel word as ek hom soen. Jy sien, dis soos ek gedink het. Ek vat sy klein handjie. Marcus is jou pa die, welkom in die familie.
Vir 2 jaar as ek by die huis kom, dan gaan groet ek my vrou as ek by my laaitjie kom, sê ek, jou pa is by die huis. Diep stem en met hoor as 'n verskil. Een oggend, terwyl ek op die Here wag, is ek weggeruk in die hemel. Of in die liggaam of in die gees, dit weet ek nie. Ek het aan die voete van die Here Jesus gesit. Hy het my opgetel, my vir God die Vader gegee. God het sy arms net om my gesit. Vir 'n halfuur het hy my vasgehou. Want 'n halfuur later, toe ek bewus dat ek by my bed weer kniel en bid. Iets het in my gebeur. Ek is werk toe, ek het teruggekom van die werk af. Toe ek se aankom, ons is so 2 trappies op na die huis toe. My seentjie is so 2, kom hy so aangewaggel. Hy sê, mamma, my pappa daai, en hy spring in my arms. En onmiddellik ervaar ek die stem van die Here binnekant my wat sê, onthou jy vanoggend, ek het jou vasgehou. Jy het nog nooit hierdie ouetjie vasgehou. En ek druk hy seun van my teen my bors. En ek begin hom soen. Hy is vandag so, groter as ek. Verlede jaar junior Springbok geword. Hy is nie homoseksueel nie. Daar is so mooi verhouding as hy by die huis kom. Hallo papa. Onmiddellik, toe die Here dit herstel, toe kan ek my vrou vashou. Kan ek my vrou koester. Kan ek my dogter koester. Nou as my kinders by die huis kom, die eerste ding sê ek, kom hier so. Ek druk hulle net vas teen my bors. Sê kom lê hier. Gisteroggend, Dominee Dirkie van der Spy, sy dogter, 19 jaar oud geword. Sy het kanker. Prognose is 0. 20:06 toe ek by haar in die hospitaal. Net vir haar gesê, ek wil net vashou. Die Here gevra vir 'n wonderwerk. Ons sien die Here doen wonderwerke. Ons vertrou die Here werklik vir 'n wonderwerk vir sy dogter. Weet jy, toe ek loop, toe sê sy, oom, wie waardeer ek dit? Mense kom en hulle bid en hulle skreeu. Sy sê, ek het net nodig gehad, dat iemand my vashou. Hy sê, hoekom doen jy dit? Want hy het my vasgehou. Daar's iets van God se hart. En sy begin haar hart te oopmaak. Sy sê, oom, in ons huis het ons nie geweet om mekaar vas te hou nie. Sy sê, maar ruk terug, het die Here iets vir my pa gedoen. Die Here het nodig om dit vir ons as predikante te doen. Sy sê, nou, sy sê, ek het die wonderlikste pa. Dis wonderlik in ons huis. Ons hou mekaar vas. Ek wil die sessie afsluit en vir jou sê, as God se liefde nie vir jou realiteit is nie, want jy dink verkeerd, kan jy maak wie jy wil. Jy kan nie as Christen leef nie. Van die wese van Christen wees is dat jy die liefde van God leer ken. Ek weet my tyd is verby. Ek gaan tyd steel, al is die kaset verby. Ek wil dit net lees uit Johannes 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Weet jy, ek het nooit twyfel dat die Here my sal drop nie. Nooit, want ek het God se liefde leer ken en geglo. Ek weet God gaan my optel. In die donkerste situasie, weet jy, hoekom was Dawid nie bekommerd nie? Dawid sê, Goliat, jy kan die hele volk bang maak. My pa gaan my nie drop nie. Jy dink jy's sterk, my pa gaan jou pos. Jy dink jy's groot, check my pa. Dawid twyfel nie. En as ek en jy dit weet, al gaan ons deur 'n bankrotskap. En ek sien in my gees 3 broers hierso wat finansiëel punt van bankrotskap staan. Een gaan nou deur bankrotskap. God wil vir jou herstel. Hy wil vir jou sê, al gaan jy, Psalm 23, deur 'n dal van doodskade weer. Jy hoef nie te vrees nie. Ek is met jou. Hy sê, as jy my sal volg as die herder, sal goedheid en guns jou volg. Jy sien, want die herder lei my deur die vallei na waters waar rus is. Die herder los my nie. Toe die mens sondig, toe kom die Here nie in die tuin van Eden af en sê, o, Here het gesondig, hel toe met julle. Volgende, kom ons maak die volgendes. Dank God dat hy dit nie doen nie. Ek wil vir jou vra, nog een versiekie lees, 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan het ons die liefde van God leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. En ons behoort ons lewe vir ons broeders af te lê.
Hoe weet jy God het jou lief? Hy het in jou plek gesterf. Hy sê niemand neem my lewe nie, ek lê dit neer. Heb jy jou moeilike ding vra? Miskien is die liefde van God nie vir jou realiteit nie. Jy weet nie om liefde te gee en liefde te ontvang nie. Jy wil graag, maar jy weet nie hoe nie. Miskien is jy die sterkste ou hier. Miskien is jy die rykste man hier vandag. Miskien die slimste. Miskien 'n kombinasie van al drie. Maar jou huis is nie 'n tuiste nie, dis 'n blyplek. Wie wat is 'n tuiste? Dis waar jy geborgd voel. Dis waar jy voel, I'm wanted, I'm needed. Dan wil ek jou vra om vrymoedigheid te neem en op te staan. Ek wil vertrou dat die Here vir jou wonderwerk gaan doen. Miskien sê jy, ek ken liefde, maar ek het nog nie die liefde van God regtig leer ken en geglo nie. Ek weet God is lief vir my, maar ek weet dit nog net hier. Ek weet dit nie hier nie. God wil hê dat jy dit hier moet weet. Miskien is dit vir jou moeilik om op te staan. Kom ons neem vrymoedigheid. As jy weet dat God dit vir jou moet herstel. Jy sê, maar Here, ek het al voorheen gevra. Maar weet jy, ek het vir die Here gesê, Here, bly my leer van liefde, bly my leer. Neem vrymoedigheid en staan op. Ek gaan vra dat U dit nou doen. Sê, Here, hier is ek. Ek wil hê dat U iets in my moet herstel.